Ek wil vanoggend begin by die Tweede Wêreldoorlog. Dit was voor my tyd. Ek is nie 'n geskiedkundige nie. Julle weet waar ek my inligting gekry, by Google. Gaan my bes probeer. So as jy meer weet as ek, jy kan my na die tyd kom reg help. Maar ek wil met jou iets deel, en dit was D-dag. Die groot dag wat daar 'n groot slagting was. In Frankryk gedeelte waar die Duitsers het oorgeneem het. Dit was 6 Junie 1944. Kinders, hier is iets vir julle om te onthou. Want die Verenigde Nasies, en dit bestaan uit Europa, Amerika, Rusland en China, het saam by mekaar gekom en hulle het saam hierdie aanval geloods teen die Duitsers wat in Frankryk op daai stadium was. Daar was 156.000 troepe wat hierdie aanval gedoen het. En altesaam net 4.000 is oorlede. Dit klink nie baie sleg nie. 4.000 mense is daar nou nie so baie. En 10.000 mense is beseer. As jy nou gaan kyk na persentasies tussen 156.000, ja, is nou nie so groot probleem nie, maar dis hoe mense baie keer redeneer. En een van die slagtings waarna ek vanoggend 'n bietjie wil na toe kyk, is op die strand op 'n sekere gedeelte. En ek hoop ek spreek hier die strand se naam reg uit. En dis waar die Amerikaners gekom het en self hierdie oorlog gemaak het. As jy wil sien hoe dit lyk, gaan kyk die fliek Saving Private Ryan. Maar hy het 'n ouderdomsbeperking, daarom kan ek nie vir jou die stukkie wys nie, maar dit gee jou 'n baie goeie idee gee wat het op daardie strand gebeur. En die strand se naam is Omaha Beach, op strand. 2400 troepe is daardie dag oorlede. Amerikaanse troepe. Julle ken die Amerikaners, hulle hou nie daarvan nie. Maar die oorlog is nog nie verby nie, maar daardie mense het hulle lewens verloor. Die oorlog het nog aangegaan vir 'n wyle. Al het hulle daai slagting gewen, al was hulle op daai strand waar 2400 mense hulle lewens verloor het op daardie stukkie. Nou moet jy jouself indink, dis wreed. Iemand is met 'n masjiengeweer op die strandgedeelte, en dan kom hulle met hierdie bote aan, wat aan die voorkant oopmaak, en dan trek hierdie ouens van die kant af los, om hierdie ouens te skiet. En hierdie bote waarin hulle is, wat voor oopmaak, stop dan teen die strand, maar dan is jy oop, en daar is so baie troepe, wat dit nie eens reg gekry het om uit die boot te klim nie. Van hulle het dit uitgeklim, maar het dit nie verder gemaak nie, hy is net daar dood. En so het hierdie troepe aangehou en aangehou en aangehou, en daarom is daar so baie van hulle dood, maar hulle het toe die slagting gewen. Die dag het gebeur, en die Duitsers is oorwin. Maar die oorlog is nie klaar nie. Die oorlog gaan aan. En as jy omtrent na 'n jaar later gaan kyk, dan eindig die oorlog met die 2 atoombomme op Hiroshima en Nagasaki, wat op die Japaneese gegooi is. En die oorlog is verby. Ek hoop ek het my feite reg, so ligtelik 'n bietjie feite, nou skiet dan 'n paar koppe, en die oorlog is verby, die Tweede Wêreldoorlog is verby, en almal is bly. Nee. Want tussen 70 en 80 miljoen mense is doodgemaak, waarvan daar 50 tot 55 burgerlikes was, en die res omtrent 25 miljoen, ek praat hier van miljoene, weermagmense. Dit was lelik, maar 2 atoombomme word gegooi, en die oorlog is verby. En almal besef, dis nou klaar. Ons gaan nie verder met hierdie oorlog nie. My vraag is, was dit regtig die moeite werd om hierdie oorlog te maak? Het iemand daarby gebaat? Het iemand regtig gewen? Dit klink nie vir my so nie, want tussen 70 en 80 miljoen mense is dood. Hulle het niks van die oorlog nie. 70 na 80 miljoen families het iemand verloor. Daar die strand ook, 2700 Amerikaners, dis 2700 gesinne, waar daar 'n man, 'n broer of 'n seun dood is. En die van julle wat van oorlog iets weet, dit was voor my tyd, waar ons die Bosoorlog gehad het, sal iets hiervan verstaan. Ek verstaan nie regtig oorlog nie. Ek is bly ek verstaan dit nie. Ek is bly ons het nie nou 'n oorlog in hierdie land nie. Daar's 'n paar oorloë in die wêreld wat aan die gang is op hierdie stadium, groot en klein. Ek gaan dit nie met jou bespreek vanoggend nie, dis nie waaroor dit gaan nie, maar oorloë word geveg.
So omdat ons nie in 'n oorlog is nie, wat is oorlog? Dit is baie eenvoudig. Jy kan dit met 2 woorde verduidelik. Oorlog is gelyk aan konflik, is gelyk aan lewensverlies. Dis wat dit is. 2 mense stry, iemand is dood. 2 lande stry, mense is dood. Dis al wat dit is. Maar konflik is niks niets nie. En dit is hartseer dat dit is hoe die mensdom is. En ek wil hê jy moet volgens saam met my die Bybel oopmaak, in die eerste boek, in Genesis. En soos ek vir julle gevra het, bring jou Bybel saam. So, ek het weer 'n klomp Bybels op die verhoog. Is hier iemand wat 'n Bybel nodig het? Regtig, ek het vir jou 83 vertaling, 33 vertaling, ek het vir jou naslaan Bybel, ek het laasweek uitgedeel. As jy op jou selfoon 'n Bybel het, kinders, maak hom oop. As die preek nie vir jou werk nie, speel jou speletjie, maar asseblief sit net die klank af. Anders gaan dit nie vir my lekker werk nie. Ek wil hê jy moet saam met my in Genesis 4 gaan kyk. Dis nou die eerste boek in die Bybel. Dis lank gelede. Ons gaan na Genesis 4 kyk, dat ek ook net daar uitkom. Mense het my gevra deur die week, omdat ek graag wil hê ons moet ernstiger begin Bybel lees, want ons sê vir mekaar, ons as 'n gemeente en die Bybel is vir ons alles. Wat is 'n goeie Bybel om te koop en wat is die maklikste Bybel? Ek wil vir jou iets leer. Ek weet nie of jy al gesien het, jy kry 'n Bybel met sulke plekke vir jou duim. Dit maak dit baie makliker. Jy hoef nie die Bybelboeke te leer nie, dis daar. Maar ons gaan na Genesis 4 kyk vanoggend en ek gaan die storie vir jou vertel en ek wil hê, gaan hom nie lees nie, want ek gaan nie al die inligting vat nie. Maar terwyl ek lees, wil ek hê jy moet kyk in jou vertaling of ek reg is. Jy moet saam met my deur hierdie gedeelte stap. So Genesis 4, ek glo almal is gereed. Genesis 4 begin in die gedeelte waar hy sê, die skrywer baie duidelik, dis Moses, Adam en Eva het natuurlik nou hulle eerste kind gehad en daar is ons 'n kind gebore en sy naam is Kain, is ek reg? Ja. En toe later het hulle vir Abel. So hulle het 2 seuns. En as jy bietjie verder gaan, dan lees jy maar die een was 'n saaiboer, die ander een was 'n veeboer. Kinders, dit wil ek nou vir jou verduidelik. In die Vrystaat is daar saaiboere, want hulle plant mielies. So 'n saaiboer is iemand wat goed in die grond plant. En 'n veeboer is iemand wat beeste en skape het. Dis die verskil tussen hierdie 2. So die 2 broers het elkeen hulle eie tipe manier van boerdery gehad. Gaan jy bietjie verder hier by vers 4, dan sien jy maar die 2 broers het aan die Here geoffer. En hulle albei het 'n offer vir die Here gebring. Maar wat gebeur het is, die Here het Abel se offer aanvaar, maar nie Kain se nie. Nou hoe weet ons dit? Nou wil ek jou net reg help, want die kinderbybel sal vir jou sê die een se rook het opgetrek en die ander een se het nie opgetrek nie. Dis nie die waarheid nie, dit staan nie in die Bybel nie. Maar daar was 'n verskil, en wat was hierdie verskil? Vers 4 sê dit baie mooi. Abel het sy eersteling gegee. Abel het sy beste gegee. Kain het net van die land gegee. En as jy dit wil seker van maak, jy hoef nie daarna toe te blaai nie, dan gaan ons heel na die ander kant van die Bybel, dan gaan ons na Hebreërs 11 toe, want Hebreërs 11 vers 4 sê, deur geloof het Abel aan God 'n beter offer gebring. Waaroor gaan dit? Abel se hart. Met watter gesindheid het hy 'n offer aan die Here gedoen? Kain het natuurlik jaloers geraak as jy verder begin lees, en Kain het vir Abel doodgemaak. Uit jaloesie uit. En in die proses het die Here hom natuurlik gestraf, as jy 'n bietjie verder lees, en dan sien jy, hy sê daar vir hom, jy sal 'n swerwer wees. Jy sal nie meer naby wees nie. So wat het hy in die proses bereik? Hy was jaloers, want hy wil ook iets van die Here hê. Hy wou naby aan die Here wees, maar sy hart was nie op die regte plek nie. Hy maak sy broer dood, en wat bereik hy? En kom ons kyk na vers 16. Kain het toe uit die Here se teenwoordigheid weggegaan in die land Nod. Dit sê dit so mooi in vers 16. Nou het hy niks. Hy het hierdie geveg opgesit. Hy het sy boetie doodgemaak, want hy het gevoel hy is afgeskeep, hy wil naby aan God wees, want sy offer is nie reg nie. En die dood van sy broer het hom toe nie nader aan God gebring nie.
Vers 16 sê dit baie duidelik. Hy is nie meer in die teenwoordigheid van die Here nie. Hierdie geveg het hom niks in die sak gebring nie. En dit is ons tema vanoggend. Jy kan nie elke geveg wen nie. In Engels sou dit 'n baie mooi tema gewees het. Choose your battles. Kies wat jy wil doen. So, ek wil jou vra vanoggend, hoe gaan dit met jou battle, of jou konflik, is ons 'n baie mooier woord daarvan. Die gevegte wat jy elke dag aan die lewe moet hou. Kom ons wees eerlik met mekaar, daar is sekere konflik in ons lewens, wat ons net nie kan los nie. En ons hou hom aan die lewe. Gevegte wat jou vrede steel. Ons sê die woord gevegte is hard. Ons wil alles deesdae in die moderne wêreld mos sag maak. So 'n bietjie sagter maak. Dis 'n geveg. Wanneer jy met iemand konflik het, is dit 'n geveg. Hoe gaan dit met daai geveg wat jou moeg maak, wat jou energie steel? Gevegte wat jou aftrek. Die ergste van alles in ons moderne wêreld waar ons nou is, as ons kyk na ons media, na ons sosiale media, is daar heeltyd konflik. En dit word so alledaagse lewe, dat ons dit nie meer raak sien nie. Konflik is deel van elke dag. Dinge begin later in my en jou lewe so hand uitruk, ons kom net nie meer reg nie. Ons is besig om meer en meer skade te veroorsaak. Ons sien dit nie meer nie. Later weet jy nie eens meer waarmee jy besig is nie. Dit is jammer. Want hierdie konflik wat jy uit die aard van die saak genereer, of wat na jou kant toe kom, maak nie saak in watter rigting nie, is besig om jou af te breek. En dan gewoonlik, wat is die volgende ding wat mense vir jou sê in die moderne wêreld? Ek het nie geweet nie. Ek is eintlik nie skuldig nie. Ek het nie geweet ek het 'n fout gemaak nie. Ek het nie geweet dis verkeerd nie. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee vanoggend. My voorbeeld gaan oor 'n hond. Want ons almal het honde, die meeste van ons. As jy nou besluit om 'n bietjie weg te gaan van jou huis af, vir 'n paar uur byvoorbeeld, en jy los daardie geliefde hond van jou by die huis. Na 'n paar uur kom jy terug, en dan is jou geliefde teddybeer uitmekaar uitgeskeur. Of die rusbank in die sitkamer het gate in. Of die erger ene nog is, jou karavaan se drade lê op die grasperk. Ek sien gesigte hierso. Daar's 'n sekere tipe hond wat baie lief is daarvoor. Wat gebeur as jy by die huis kom? As jy by die huis instap, is daai hond gelyk met die vloer. Hy's letterlik tussen die vloer en die polletoer, want hy weet hy droog gemaak. Hy's laag en hy's stadig. Hy weet dit. Nou as 'n dier weet wat's reg en verkeerd, hoeveel te meer nie ek en jy nie. Daarom is die verskoning vandag nie meer geldig om te sê, maar ek het nie geweet nie. Niemand het my laat weet wat aangaan nie. Ek en jy weet. Ons weet so waar. Maar ek wil terugkom by ons tema vanoggend, want nie elke geveg is die moeite werd nie. En wat maak ons nou? Wat maak ek en jy vanoggend, want ons sit met hierdie situasie, want gevegte, argumente, seermaak is deel van ons lewens. Daarvoor weg te hardloop, dis 'n metode. Maar hoe hanteer ek dit? Hosea 4 vers 6 sê dit baie mooi. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En min weet ons dit baie keer. En ons het al vir mekaar gesê, al die antwoorde is hier. Vanoggend wil ek met jou deel, wat sê God se woord is die antwoord op hierdie vraag. So nou wil ek hê jy moet saam met my blaai na die ander kant van die Bybel. Dis nou die agterste gedeelte. En die heel laaste boek is Openbaring. En dan gaan jy net een boek terug, is 'n kort boekie uit, net een hoofstuk. En die boek se naam is Judas. Ons is baie lief om die boek eintlik te mis. Ons lees nie baie uit hom uit nie. Baie kort gedeelte in die Bybel. As jy teruggaan na die laaste boek toe, gaan net een boek terug, dan kry jy die boek Judas. Kinders, ek wil vir jou iets sê vanoggend. Jy het al seker gehoor van Judas Iskariot, die ene wat die Here Jesus
verloon het in die tuin van Getsemane, hierdie is nie daardie Judas nie. Daardie Judas is al lankal oorlede. Hierdie is 'n ander Judas, wat ook vir ons 'n brief geskryf het. Ons kan later 'n bietjie kyk, eendag, wat gaan dit alles oor Judas, maar dis nie ons fokus vandag nie. Ek wil hê jy moet na Judas 1, daar is net een hoofstuk, vanaf vers 5 saam met my lees. Dan gaan ons 'n bietjie kyk na verskillende vertalings, wat sê die woord van die Here. Judas 1 vers 5, kom ons lees saam. Ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit alles. Ek wil sommer net daar stop. Ek wil terugkom by my voorbeeld. Ons weet wat is reg en verkeerd, want dis deel van ons DNA. Dat die Here, nadat hy een keer die volk uit Egipte land gered het, die tweede keer diegene wat nie geglo het nie, omgebring het. Baie mooi versie, maar dit sê baie duidelik, die Here Jesus, die Vader, die drie-enige God, het die volk die eerste keer gelei en saam met hulle gestap. Maar die tweede keer, want hy is 'n regverdige God, het hy hulle omgebring. Kom ons gaan na vers 6 toe. En dat hy die engele, wat hulle nie aan hulle magsgebied gehou het nie, maar hulle woonplek verlaat het, met ewige boeye in die duisternis in bewaring hou, vir die oordeel van die groot dag. Engele wat teen God draai, sal geoordeel word. Mense, hemelwesens. Dis die God wat ons dien. So ook dien Sodom en Gomorra en die omliggende stede, wat op 'n soortgelyke manier as daardie engel ontug gepleeg en agter vreemde liggame aangeloop het, as waarskuwende voorbeeld, omdat hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Weer 'n voorbeeld. En tog doen hierdie mense op grond van hulle droomvisioene dieselfde. Hulle besoedel hulle liggame, verwerp gesag en belaster die glansryke hemelwesens. En dan kom ons by vers 9, ons teksvers vir vanoggend. Selfs Michael, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil het en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, het dit nie gewaag om 'n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Hierdie mense belaster egter alles wat hulle nie ken nie, en dit wat hulle instinktief verstaan, soos redelose diere, veroorsaak hulle ondergang. En hoor wat staan in vers 11. Wee hulle, want hulle het die pad van Kaïn geloop. Terug by die eerste boek in die Bybel, hoofstuk 4. Hy praat van Kaïn. En hulle self vir vergoeding aan die bedrog van Biliam oorgegee, en hulle sal soos met die verset van Korag omkom. Dis 'n mond vol. Hou hom oop, ons gaan oor hierdie teks kyk vanoggend. Hier is so baie dinge om oor te praat, maar ons het nie genoeg tyd vanoggend nie. En ek wil vanoggend net fokus op die gedeelte wat van toepassing is op ons tema vanoggend. En dit is in vers 9. Ek wil hom weer vir jou lees. Selfs Michael, is vers 9, die aartsengel, toe hy van die duiwel verskil en met hom oor die liggaam van Moses geargumenteer het, het dit nie gewaag om 'n lasterlike oordeel uit te spreek nie, maar gesê, mag die Here jou straf. Nou kom ons begin by die begin. Wie is Michael, die aartsengel? Daar's 'n paar skrifte in die woord waar hy opkom. Daniël 10 vers 3 sal jy sien word daarvan om gepraat. Daniël 12 vers 1 weer 'n keer. Dan in Judas 1 vers 9 wat ons nou net gelees het. En dan in Openbaringe 12 vers 7. En ek wil hê jy moet vir my nou na die volgende boek toe gaan, Openbaringe 12 vers 7. Ek dink dis 'n stukkie wat jy regtig moet merk in jou Bybel. Openbaringe 12 vers 7. Laaste boek in die Bybel. Ek glo julle het hom. Hoor wat staan in Openbaringe 12 vers 7. En daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind nie. Ek wil eers 'n vraag vra, het iemand hier so 'n nuwe lewende vertaling, is die woord die draak ook weer daarin? Die woord draak is in die nuwe lewende vertaling. Engelse vertaling? Wat noem die Engelse vertaling daardie woord?
Weer eens die draak. As jy die volgende sinnetjie verder gaan lees, die volgende teksgedeelte, dan praat hy daarvan, die slang, die duiwel, die slang van ouds. Engelse Bybel praat dan ook the serpent, die slang van ouds. So dis baie duidelik dat daar 'n duiwel is, dis baie duidelik dat hierdie duiwel in 'n oorlog was met Michal. Goed. Maar dis nou vreemd. In Openbaring kom Michal en hy veg 'n oorlog. In die boek Judas beklei hy nie. Dis baie vreemd. Nou, ek weet, julle gaan dadelik hierdie vraag vra, as ons teruggaan na ons teks toe, waar ons in Juda was, in vers 9, hy en die duiwel het geargumenteer oor Moses se liggaam. Vreemd. Ons kry hier in hierdie boek van die Bybel, Moses se liggaam word daar gepraat oor argumentering. Daar is ontsaglik baie teorieë oor waarom dit gebeur het. Maar dis teorieë. As die woord van die Here nie 'n ding sê nie, kan ons nie iets daarby voeg nie. Daardie was teorieë. Waar Judas die openbaring gekry het oor wat daar plaasgevind het, sal ons nie weet nie. Maar een ding weet ons baie duidelik, die Heilige Gees het die woord van God geskryf. Ja. So met die gevolg is, maar hier is 'n stukkie wysheid vir ons, wat vir ons deurgegee word. Maar dit gaan nie vanoggend, en jy kan maar gaan lees na baie kommentare, gaan dit nie oor waarom hulle gestry het en hoe hulle twee gestry het nie, glad nie. Dit gaan vanoggend oor 'n argument, want dit maak nie saak nie. Ek kan op jou gesig sien, jy's nie mooi seker nie. Kom ek verduidelik vir jou iets, as jy nou na die Ou Testament toe gaan, Moses. Ek wil myself sê, ek het laasweek vir julle gesê, dis Moses en die ark, toe het julle my reg gehelp en sê nee, dis Noag en die ark. Het Moses hulle nie ook 'n ark met 4 ook gedra, was 'n bietjie 'n kleiner ark, so daar was ook 'n ark betrokke, maar dis die Moses is oorlede, en die Here het hom begrawe. Maar dan is daar 'n wonderlike ding wat gebeur, in Matteus 17 vers 1 tot 3, verskyn Moses en Elia, baie duidelik, in 'n liggaamlike vorm, toe die Here Jesus op die berg verheerlik is. So, wanneer ons wil beklei oor Moses se liggaam of teorieë wil maak, dis nie waaroor dit gaan nie. Vanoggend gaan dit oor een ding. Dit is baie belangrik om te besef, maar wat het Michal gedoen? Hy het nie beklei nie. Dis 'n baie vreemde ding. Ons het 'n aardsengel hierso. Een van die grootste engele, die ene wat oorlog voer, kom en hy argumenteer nie met die duiwel nie. Hier is nou 2 scenario's, jy moet 'n bietjie vashou vanoggend. Dis hoekom ek sê, bring jou Bybel saam is. In Openbaring 12 vers 7, veg Michal in 'n oorlog teen die duiwel. In Judas 1 sê hy, nee, die Here sal jou, wel, ons bekende woord in die valdriehoek is, die Here sal jou uitsort. Die Here gaan hierdie geveg veg. Dis nie myne vandag om te veg nie. Michal besef iets, as jy na hierdie 2 skrifte kyk, daar is 'n tyd om 'n oorlog te veg. Daar is 'n tyd om 'n argument te hê. En daar is 'n tyd wat die Here dit vir jou sal doen. Dit geld vir my en vir jou. Ek en jy moet partykeer net die Here kans gee om sy werk te doen. Maar ons is so besig om alles uit die Here se hande uit te vat en te sê nee, ek sê jou wys. Want jy kan nie elke geveg wen nie. Jy kan nie. Want daar's wysheid wat jy nodig het, en die meeste van die tyd is dit beter om terug te staan. Kom ons wees eerlik. Wanneer jy in 'n argument is, wat wen jy? Kom ek vat 'n voorbeeld. Baie mense verstaan die argument of die verduideliking van jy en jou vrou het 'n argument. 'n Mooi ewige argument. Of nee, kerkmense beklei mos nie in 'n huwelik nie, nee, glad nie. Jy en jou huweliksmaat of jou geliefde het 'n argument. Wie wen die argument? Ek hoor nou die vrou. Sy, nee.
Daar's iemand andersters wat in daardie selfde vertrek staan en jy moet daardie beeld miskien meer gebruik en dit verstaan, dan gaan dit met jou beter gaan. Jy en hierdie persoon is besig met hierdie argument. Daar staan 'n ander persoon in daai vertrek. Dis 'n metafoor, die duiwel, en hy geniet elke oomblik. Want jy speel uit sy hand uit. Hy wen die geveg. Terug by die oorlog, die wêreldoorlog. Die mense wat in die geveg was, het niks gewen nie. Hulle is doodgemaak. Niemand het gewen nie. En dis die hartseer. So ek en jy moet dit baie keer besef, maar wat maak ek dan met argumente? Wat maak ek met konflik wat ek in my lewe het? Ek wil vir jou 'n skrif gee. Dis vir my 'n ontsaglike belangrike skrif. Kom ons blaai na hom toe. Spreuke 4, Ou Testament. Die van julle wat daarvoor lief is om in jou Bybel te merk, nie almal doen ons dit nie. Ek dink jy kan regtig hierdie teks merk. Ek wil graag hoor wat sê die ander verklaringe oor hom. Spreuke 4, dis nou daar in die Ou Testament. As jy weet waar is Psalms, né? Hy net so na Psalms. Dis om en by in die helfte van die Bybel. Spreuke 4 vers 23. Ek wil graag hoor wat sê jou Bybel oor Spreuke 4 vers 23. Spreuke 4 vers 23. Ja, ek weet nie of hy 43 verse het nie. Ek is nie seker nie, julle sal sien in die... Kom ons kyk wat staan in Spreuke 4 vers 23 en as jy hom wil merk, doen dit staan: bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Wat sê die Engelse Bybel daar? Ja. Boven alles bewaar jou hart, want dis waar lewe uitkom. So wanneer dit gaan oor argumente, en ek sien baie mense wat seer kry oor argumente, wat seer gemaak is, wat seer gemaak word. Wil ek jou vanoggend sê, as kind van God, pas jouself op. Daar's 'n skrif in Matteus 5 vers 9, as ek reg is, dan staan daar: geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die ou vertaling sê: salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God gemaak word. Dis jou identiteit. Dis wie jy is, as jy 'n vredemaker is. Jy's kind van God. Maak nie saak wat iemand van jou sê nie. Jy's kind van God en bewaar jou hart. Want hierdie is 'n tempel van die Here. Kyk na jouself, pas jouself op. En staan in jou lewe vir 'n slag terug, soos Michal, en besef, wanneer daar konflik of probleme is, die Here sal jou uitsort. Ek het nie nodig om dit self te doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sit vanoggend voor U met 'n heilige woord voor ons, die ware woord wat met ons spreek. Ag, gee dit vir ons rustigheid. Vanoggend het U vir ons weer 'n openbaring gegee van U hart. Wie U is? Hoe moet ons die pad stap? Dan wil ons vanoggend na U toe kom en sê: Here, hier is ek in my eenvoud. Lei my. Heilige Gees, gee vir my openbaring wat ek nodig het. Bewaar my hart. Help my op elke tree wat ek moet stap, sodat ek U kan ervaar, sodat die wêreld daar buite met sy gevegte en sy konflik nie my vrede sal steel nie, maar dat ek U sal ervaar elke dag, want U is die enige ware God. Ons dank U vir U seëninge en U genade, en ons gebed is dat U U hand oor ons sal hou, ons harte sal bewaar, ons liggame, ons verhoudinge met mense, en ons sal wys elke dag, wat is die pad wat ons moet loop. Amen.